Baie welkom by die Woord in Diepte vandag. Ons is amper al klaar met hierdie hele reeks by die 11de Bybelstudie oor Josua en die geloofslesse wat ons daar kan leer. En vandag kyk ek hier na die opskrif, die lewe in die beloofde land. Ons kyk na daardie ewige tuiste wat ons heen kan gaan. En in ons gebedsfoto is daar twee wat vir mekaar kyk. En ons sal weer 'n bietjie daaroor gesels. Kom ons bid eers. Onse Vader in die hemel, ons sê baie dankie dat U vir ons U woord gegee het, dat ons daarin die woorde van lewe kan lees, dat ons keuses kan maak vir die ewigheid en dat ons elke dag met U aan ons sy kan lewe en die regte lewe kan lewe in Jesus naam. Amen. As ek na daardie foto, gebedsfoto kyk, dan kan daardie hond nie sy gevoelens wegsteek nie. En net so kan ons as mens, dit wat binne in ons is, nie wegsteek verander nie. En die kat se rug staan nie krom nie, sy hare staan nie regop nie. Daardie kat is maar net gedwee. Maar in vandag se les sal ons sien, vandag se studie sal ons sien hoe twee groepe mekaar kan beetkry. En dit kan of 'n lelike ding afgee, of dit kan mooi afgaan, afhangend van hoe ons dink, hoe ons optree, watter gesindheid in ons hart is, hoe ons iemand anders sien. Wat sê Spreuke 15 vers 1 vir ons? 'n sagte antwoord keer die grimmigheid af, maar 'n krenkende woord laat die toorn opkom. So as daar 'n tydbom is, dan kan 'n sagte antwoord net alles stil maak. Maar 'n krenkende woord kan daar 'n groot ontploffing laat plaasvind. Josua 22 vers 1. En hierdie is alles geskiedenis. So ons gaan 'n bietjie baie lees, maar kom ons kyk wat met die stamme hier gebeur. Toe het Josua die Reubeniete, die Gadiete en die halwe stam van Manasse laat roep en aan hulle gesê: "Julle het alles onderhou wat Moses, die knegt van die Here, julle beveel het, en julle het na my geluister in alles wat ek julle beveel het. Julle het jul broers nie in die steek gelaat nie. Dit is nou baie dae al tot vandag toe, en het die ordening van die gebod van die Here julle God onderhou." Nou, net 'n bietjie agtergrond, daar's dalk iemand van ons kykers wat nie mooi verstaan nie. Die land Kanaan is aan Israel beloof. Toe trek hulle uit Egipte, deur die woestyn, en toe kom hulle aan die Jordaanse wal uiteindelik. En dit het 40 jaar geneem, omdat hulle ongelowig was. Maar, toe hulle moet oortrek, toe sien twee van die stamme, eintlik 2,5, toe sien hulle maar, hierdie is graslande, dit is veewêreld, dit is skaapwêreld, en dit is so mooi, dit kan nie beter nie, dit is die hemel vir ons. En toe vra hierdie twee stamme, die stamme van Reuben en Gad en die halwe stam van Manasse, toe sê hulle, gee vir ons hierdie gebied, dis kant die Jordaan. En dan kan julle oorkant die Jordaan gaan julle erfdeel ontvang. En toe hulle besluit dat hulle moet eers saam met hulle gaan en die heidense nasies uitwis. En dan kan hulle terugkom en die Here sal vir hulle daardie gebied gee. Hulle het reeds die twee konings. Die een se naam was Og, die ander een se naam het my nou ontgaan. Hulle is reeds verslaan in daardie gebied wat oos van die Jordaan lê. Nou, Die Moabiete was ook. ja, nou omtrent 5 jaar skat ek later, is Kanaan verower,
Kanaaniete, die meeste is uitgewis, en nou roep Josua hulle bymekaar en sê, dankie dat julle oorgetrek het saam met ons, julle krale, julle vee, ek skat hulle vrouens het ook agtergebly, julle kan nou teruggaan na julle gebied toe oos van die Jordaan. Reg, en dit is waar hierdie plaasvind. Dis nou al baie dae, dis 'n hele paar jaar. Goed, nou vers 4. Maar nou het die Here, julle God, jul broers rus gegee, soos hy hulle beloof het. Draai dan nou om en gaan na julle tente, na die land van julle besitting wat Moses, die knegt van die Here, julle oorkant die Jordaan gegee het. Neem net noukeurig in ag die onderhouding van die gebod en die wet wat Moses, die knegt van die Here, julle beveel het, om die Here julle God lief te hê, in al sy weë te wandel, en sy gebooie te onderhou en hom aan te hang, en hom te dien met julle hele hart en met julle hele siel. Daardie laaste versie, elke keer as daar iets groots gebeur, dan wys die leier op die onderhouding van die gebod van die Here, want dit sal hulle voorspoed bepaal of hulle ondergang. Voor Moses se dood het hy dit aan hulle gegee, voor Josua se dood het hy dit ook aan hulle gesê. En hier sê dit vir julle, die Jordaan gaan ons skei, julle moet terug na julle plek toe, moenie God vergeet nie. Vers 6. So het Josua hulle dan geseën en hulle laat gaan, en hulle het getrek na hul tente toe. Maar aan die een helfte van die stam van Manasse het Moses in Basan 'n erfdeel gegee. So Manasse was aan beide kante van die rivier. En aan die ander helfte daarvan het Josua 'n deel gegee saam met hulle broers, dus kan die Jordaan in die weste. En toe Josua hulle laat gaan na hul tente, het hy hulle ook geseën en met hulle gespreek en gesê, gaan terug na julle tente met groot rykdomme en 'n menigte van vee, met silwer en goud en koper en yster en baie klere. Deel die buit van julle vyande saam met julle broers. En so het hulle dan teruggetrek. Hulle het as ryk mense teruggetrek, want die Here het Kanaan aan hulle beloof. En hulle het 'n deel oos en 'n deel wes van die Jordaan gekry. En ek het ergens op die internet sulke muntstukke, dit lyk vir my soos goue muntstukke gesien wat hulle opgegrawe het, wat as kosbaar beskou was in die ou tyd. En in die fotootjie kan jy daar sien verskillende muntstukke wat hulle destyds gebruik het en wat sekerlik baie waardevol was in hulle tyd ook. Josua 22 vers 9. So het die kinders van Ruben en die kinders van Gad en die halwe stam van Manasse dan teruggegaan en hulle het weggetrek van die kinders van Israel af, uit Silo wat in die land Kanaan lê, om te gaan na die land Gilead, na die land van hulle besitting waarin hulle op bevel van die Here deur die diens van Moses vaste besittings verkry het. So nou vertrek hierdie 2,5 stamme en hulle moet nou deur die Jordaan gaan. Hulle gaan terug na hulle tente en skape en dit is my baie interessant. Ons lees nêrens dat daar skade was aan die ooste van die Jordaan nie. So die Here het sy hand oor die vrouens en kinders gehou en hulle tente waar hulle daar in die ooste gebly het. Toe hulle kom by die klipkrale van die Jordaan. Dit is interessant. Hulle het heininge gebou van klippe vir hulle skape, wat in die land Kanaan lê. Het die kinders van Ruben en die kinders van Gad en die halwe stam van Manasse daar 'n altaar gebou by die Jordaan. 'n altaar groot van aansien, sê die Bybel. Nou, wat dink julle is die bedoeling daarvan, om hier 'n altaar te bou?
Onthou, Kain het 'n altaar gebou en Abel het 'n altaar gebou. En Abel se altaar het gewys op die offer, die lam wat geslag sou word, wat gedui het op Christus wat in die toekoms sou kom. Kain se altaar van aanbidding was maar net 'n dankoffer van wat die Here vir hom gegee het. Sy vrugte, sy groente het goed gedra en hy het dit gebring. Die een het bloed bygehad, die ander een nie. Die een was gehoorsaam, die ander een was ongehoorsaam. So kan 'n altaar gebruik of misbruik word. En ek dink hulle was dankbaar dat die Here vir hulle voorsien het. Nou gaan hulle terug na hulle kinders en hulle gesinne toe. En toe het hierdie storie, hulle het seker daar so darm 1 of 2 of 3 dae dalk gekamp en hierdie massiewe altaar gebou. Die Bybel sê nie vir ons hoe groot nie, maar indrukwekkend groot. En wat sê vers 11? Maar toe die kinders van Israel hoor, Toe hulle hoor, toe daai boodskap daar uitkom, toe is daar vonke. het die hele vergadering van die kinders van Israel bymekaar gekom in Silo om op kommando teen hulle op te trek. Nou, hoeveel is dit? Dis duisende mense, dis nie net 20 of 100 nie, dis baie duisende. En hulle trek nou uit teen hierdie 2,5 stamme. Vers 13. En die kinders van Israel het Pinias, die seun van Eleasar, die priester, na die kinders van Ruben en die kinders van Gad en die halwe stam van Manasse na die land Gilead gestuur, en 10 owerstes saam met hom, vir elke familie van al die stamme van Israel 1 owerste, en hulle was elkeen 'n familiehoof van die stamme van Israel. Dit is nou vir my baie interessant hier. 10 van die spioene wat teruggekom het, en verslag gelewer het aan Moses, het destyds, so baie jare terug, 'n negatiewe verslag teruggebring. En hulle het in die woestyn gesterwe, hulle het nie Kanaan ingegaan nie. Maar hier is weer 'n afvaardiging, een van elke van die 10 stamme stuur hierdie afvaardiging na Ruben en die Gadiete toe en sê, wat vang julle aan? Dis mos nie reg wat julle doen nie. Hulle lewer weer 'n positiewe boodskap. En wat gebeur toe daar? Toe hulle daar aankom, toe sien hulle wat hulle gehoor het is waar. Daar's 'n reuse altaar gebou. Nou ek het nie 'n foto van daai altaar nie, maar die beste wat ek kon kry, is op die bygaande foto. Daar's 'n groot altaar. En let op dat die altaar nie bo groot en plat is nie. So jy kan nie 'n skaap of 'n bees daarop offer nie, hy's ook te hoog. En ek dink hy was baie groter as wat hierso op hierdie fotootjie wys. En toe lees vir ons Rebecca wat nou gebeur in vers 16. So sê die hele vergadering van die Here, wat is dit vir 'n troubreuk wat julle begaan teen die God van Israel? Dat julle vandag van die Here afvallig word deur vir julle 'n altaar te bou, deur vandag teen die Here in opstand te kom. Jy sien die heidene nasies het oral altare gebou. Dit was teen God se bevel. En nou dink Israel, die 10 stamme, hier is nou opstand. Julle wil nou julle eie altare bou en julle eie God te dien. En daar is net een God. So hulle is goed omgekrap. Vers 17. Is die ongeregtigheid in verband met Peor vir ons nog nie genoeg nie, waarvan ons tot vandag toe ons nie gereinig het nie, toe die plaag oor die vergadering van die Here gekom het? En julle wil vandag van die Here afvallig word. As julle dan vandag in opstand kom teen die Here, sal hy môre toornig word op die hele vergadering van Israel. As die land van julle besitting erg onrein is, trek dan oor na die eie land van die Here, waar die tabernakel van die Here gevestig is. Met ander woorde, die tabernakel gaan nou net wes wees in Silo, later aan in Jerusalem.
maar Jerusalem het nog nie bestaan nie. En nou gaan daar geen tabernakel in die ooste wees nie. En hulle dink hierdie 2,5 stamme gaan nou afvallig word van die Here af. Lees verder. En verkry onder ons vaste besittings, maar kom nie teen die Here in opstand nie. En moenie teen ons opstandig wees deur vir julle 'n altaar te bou naas die altaar van die Here onse God nie. Toe Achan, die seun van Serach, hom vergryp het aan die bangoed, het daar nie 'n toorn oor die hele vergadering van Israel gekom nie. So hier wys hulle weer terug na Achan se sonde. Een man, een gesin, wat ongehoorsaam opgetree het, en had van hulle gesterf toe Ai hulle aangeval het. En hulle sê, ons kan nie weer hierdie fout begaan nie. Julle moenie dit doen nie. Want het sê hier, en hy self het nie alleen weens sy ongeregtigheid omgekom nie. Daar was 'n klomp mense wat dood is van hulle soldate toe Ai hulle aangeval het. So hulle sê, voorkom hierdie ding. En as ek in 'n bygaande foto daar kyk, daar sien jy staan iemand in 'n ander swaai daar, is seker een van die leiers, en hy praat met die leiers van die ander groep, en hy sê, wat se altaar is hierdie? Julle kan nie afvallig van die Here word nie, ons gaan dit nie toelaat nie. Josua 22 vers 21. Daarop het die kinders van Ruben en die kinders van Gad en die halwe stam van Manasse geantwoord en aan die stamhoofde van Israel gesê, die God van die gode, die Here, die God van die gode, die Here. Hy weet dit, en ook Israel mag dit weet. As dit deur opstandigheid of deur troubreek teen die Here is, verlos ons nie vandag nie, Here, dat ons 'n altaar vir ons gebou het om van die Here afvallig te word. En as dit is om daarop 'n brandoffer en spysoffer te bring, of om daarop dankoffers te berei, dan mag die Here self dit wreek. Hulle is baie langdradig, maar hulle verduidelik dit mooi. As ons gemaak het soos julle dink ons gemaak het, mag die Here hom op ons wreek. Maar dis nie ons gedagte nie. Wat sê hulle toe, vers 24? Maar waarlik, ons het dit uit 'n sekere besorgdheid gedoen en gesê, later sal julle kinders met ons kinders kan spreek en sê, wat het julle te doen met die Here, die God van Israel? Die Here het tog tussen ons en julle, kinders van Ruben en kinders van Gad, die Jordaan as grens gestel. Julle het geen deel aan die Here nie. So sal julle kinders dan maak dat ons kinders die Here nie meer vrees nie. Daarom het ons gesê, laat ons tog dit doen en vir ons die altaar bou, nie vir brandoffer en nie vir slagoffer nie, maar dat dit 'n getuie kan wees tussen ons en julle en ons geslagte na ons, dat ons die diens van die Here sal waarneem voor sy aangesig met ons brandoffers en ons slagoffers en ons dankoffers, sodat julle kinders later nie aan ons kinders kan sê, julle het geen deel aan die Here nie. Dis nou baie interessant. So baie maklik kan daar misverstand kom. En soos hulle hier sê, die Here het die Jordaan gestel as grens. Julle het niks met ons te doen nie, ons is God se volk. Hier is land Kanaan. En daarom het ons hierdie altaar gebou as 'n getuie dat ons ook deel is van julle. Vers 28. En ons het gedink, as hulle dit later aan ons en ons geslagte sou sê, sal ons sê, kyk na die boustyl van die altaar van die Here, wat ons vaders gemaak het. Nie vir brandoffer en nie vir slagoffer nie, maar 'n getuie is hy tussen ons en julle. Dit is ver van ons dat ons opstandig sou word teen die Here en vandag afvallig sou word van die Here deur 'n altaar te bou vir brandoffer, spysoffer en slagoffer, naas die altaar van die Here onse God, wat voor sy tabernakel staan. Dit was 'n tipe van 'n monument. Ja, dit was 'n monument gewees. En daai woordjie boustyl hier sê vir my, dat dit nie 'n altaar vir brandoffer en spysoffer was nie. Dit kon almal sien.
Dit was 'n monument wat hulle hier gebou het. En die woord is maar altaar wat gebruik word. 'n monument. 'n mens aanbid nie 'n monument nie. Dit sou verkeerd wees. Maar 'n monument herinner jou aan die geskiedenis en bring sekere waardes weer terug aan jou gedagte om getrou te bly, in hierdie geval aan God, wat aan die weste kant van die Jordaan sy tabernakel en sy woonplek het. En dit is baie interessant. So waar hierdie konfrontasie ontstaan het tussen stamme in Israel, kan ons maar sê 2 stamme teen 10 stamme, kon dit so maklik hand uitgeruk het en kon hulle teen mekaar geveg het en kon dit baie bloed vergiet het, maar hulle het 'n sagte antwoord gegee. En ek wil hê jy moet Spreuke 15 vers 1 lees, want daar gee die wyse man vir ons goeie raad. Spreuke 15 vers 1. Salomo het hier 'n feit beklemtoon wat ons te min gebruik. 'n sagte antwoord keer die grimmigheid af, maar 'n krenkende woord laat die toorn opkom. Laat die toorn ontvlam. Of ontvlam, ja. Sjoe. En ek het hierso 'n fotootjie van 'n bordjie, 'n man wat daar aankom met 'n hamer, en hy wil hierdie, lyk soos 'n grafsteen amper, hierdie tablet hier flenter slaan, en dan lees hy hierdie woorde. 'n sagte antwoord laat die waters, die stormwaters bedaar, en die grimmigheid neem af. En dit het net so hier plaasgevind. So ons gaan na Josua 22 vers 30. Toe Pinias die priester en die owerstes van die vergadering, die stamhoofde van Israel wat saam met hom was, die woorde hoor wat die kinders van Ruben en die kinders van Gad en die kinders van Manasse gespreek het. Daar die volgende woorde, was dit goed in hulle oë. En daar kan so maklik misverstand ontstaan. En in ons wêreld word daar oorloë gevoer, daar word mense doodgemaak, daar word mense in tronke gesit. Daar gebeur lelike dinge, egskeidings, kinderverwaarlosing, alles net oor 'n misverstand. En dan glo mense die leuen. En een woordjie, en dit is kinder, is die vuurhoutjie wat die lont aansteek, en dan kan so 'n bom ontplof, en groot skade aanrig. En later aan gaan dit baie ure, baie jare, baie rande kos om sulke skade te herstel. Dit kan nooit herstel word nie. Toe sê Pinias, hy was leier van die 10 stamme, die seun van Eleazar, die priester, aan die kinders van Ruben en die kinders van Gad en die kinders van Manasse. Vandag weet ons dat die Here in ons midde is. Is dit nie mooi woorde nie? Ons weet vandag, ons het gekom om rusie te maak, om julle reg te sien. En nou sien ons, die Here het in julle hart gewerk. So uit hierdie konfrontasie oomblik het dit so mooi afgeloop. Dit is een van die mooi stukkies geskiedenis. Omdat julle hierdie troubreek teen die Here nie begaan het nie. Nou het julle die kinders van Israel gered uit die hand van die Here. Nie uit hulle hand nie, uit die hand van die Here. En al twee kante praat mooi met mekaar. Daarop het Pinias, die seun van Eleazar, die priester en die oudstes teruggekeer van die kinders van Ruben en die kinders van Gad uit die land Gilead en na die land Kanaan, uit die kinders van Israel teruggegaan. Nou moet hulle verslag lewer. En hulle het 'n antwoord gebring. Lees van vers 33 af.
En die antwoord was goed in die oë van die kinders van Israel. So hulle was nie moeilike mense nie, hulle het verstaan, hulle was bly, hulle het gejuig. En die kinders van Israel het God geprys. En hulle het daar nie meer van gespreek om teen hulle op kommando te trek, om die land waarin die kinders van Ruben en die kinders van Gad gewoon het te verwoes nie. En die kinders van Ruben en die kinders van Gad het die altaar genoem. Hy is getuie tussen ons dat die Here God is. So wat was die altaar? Dit was om God as getuie te roep, dat hulle oos van die Jordaan bly, en dat die ander groep wes van die Jordaan bly. En dit is vir my 'n pragtige verhaal, waar die Here se gees in hulle harte geheers het, hulle God verheerlik het, en daar was eerlike bedoelings in elkeen se hart. Psalm 133 is 'n bedevaartslied van Dawid, en wat sê dit vir ons? Kyk hoe goed en hoe lieflik is dit dat broers ook saam woon. Ja, dit is al mooi geskryf. Dit is soos die kosbare olie op die hoof, wat afloop op die baard van Aaron, wat afloop op die soem van sy klere. Dit is soos die dou van Hermon, wat neerdal op die berge van Sion. Ja, hier gebruik hy dalk ou taal wat ons nie mooi verstaan nie, maar dit was 'n lieflike gebeurtenis, en dit is mooi om te sien, dat mense by mekaar kom, en saam 'n sekere geleentheid vier, dalk saam vakansie hou, saam kuier vir 'n week of 2, dat hulle gereeld so iets doen, en om bande en verhoudinge weer te herstel. Nou, as ons hier kyk na hierdie volgende fotootjie, dan sien jy dat daar 'n herder is wat sy skape oppas. En die groen en die rustigheid en die stilte van haar omgewing by aan Psalm 23 laat dink. Kan jy hom vir ons naslaan asseblief? Dit is asof jy in die natuur wegkom van die stad. Jy kom weg van die rekenaar gedrewe wêreld. Jy kom weg van die lawaai van die stad. Jy hoor nie verkeer nie. En God praat met jou. Lees vir ons daar. 'n Psalm van Dawid. Die Here is my herder. Niks sal my ontbreek nie. Hy laat my neerlê in groen weivelde. Na waters waar rus is, lei hy my heen. Hy verkoop my siel. Hy lei my in die spore van geregtigheid om sy naam ontwil. Is dit nie pragtig nie? In hierdie gedagtes bring die Here vir ons deur die skaap, wat nie 'n groot lawaai maak, as hy kan nie brul nie. Hy's rustig, en dit gee vir jou die rustigheid, dit gee vir jou die kalmte van siel, wat jy nodig het. Ek dink baie van ons mense se siektes kom uit die gejaagdheid en die stres van die lewe vandag. En Johannes 17 vers 20 gaan ek stadig saam met julle deurlees. Maar ek bid nie vir hulle alleen nie. Hier is Jesus en hy bid vir sy disippels. Maar ook vir die wat deur hulle in my sal glo. Deur julle woord. So die Here bid vir ons, wat vandag aan die einde van tyd lewe, dat almal een mag wees. Hoe een? Ons het net nou gelees, hoe mooi en goed is dit, dat broers saam woon. Net soos u Vader in my en ek in u, soos die Godheid een is, kan ons ook een wees, omdat ons Jesus in ons harte het. Dat hulle ook in ons een mag wees, sodat die wêreld kan glo dat u my gestuur het. Die wêreld sien in ons lewe dat godsdiens iets beteken,
dat daar 'n eenheid is tussen jou en God. Want as jy oral rondkyk, dan sien jy net hoe mense in selfsug gryp wat hulle kan kry. Vers 23, lees vir ons. Ek het in hulle en u in my. Dan laat ek van vers 22 af. Lees van vers 22. En ek het hulle die heerlikheid gegee wat u my gegee het, sodat hulle een kan wees, net soos ons een is. Ek in hulle en u in my, sodat hulle volkome een kan wees, en dat die wêreld kan weet dat u my gestuur het, en hulle liefgehad het, net soos u my liefgehad het. Dis pragtig. 1 Petrus 3 vers 8 sê, en eindelik, wees almal eensgesind. Nou, dit is 'n groot mond vol. Eindelik, wees almal eensgesind. Want ek hoor hoe iemand sê, ek kan nie dit verdra nie, en dan is hy so geïrriteerd soos kan kom. Uiteindelik, wees almal eensgesind. Medelydend. Jy moet nie net tot by 10 tel nie. Jy moet lief wees vir die persoon wat jou nou net kwaad gemaak het. Vol broederliefde en ontferming, vriendelik. Dis 'n mondvol wat Petrus hier vir ons deurgee. En hy het sommer vinnig gepraat. Hy was 'n haastige man, met 'n humeur ook. Vers 9 sê, vergeld geen kwaad met kwaad, of skelwoorde met skelwoorde nie. Maar seën inteendeel. Ek wil net daar 'n bietjie stil hou. Wanneer 'n gesprek al warmer en warmer raak, en jy sien hier kom moeilikheid, en jy sou aan hierdie teks dink, maar seën inteendeel, en jy sou die verstand hê om net daar, wanneer iemand wat staan en kyk, wat hier aangaan, terugstaan, want hy sien, hier kom lelike dinge, en jy verander, en jy sê vir die persoon, haai, maar jy is heeltemal reg. Dan moet jy sien hoe haal jy al die wind uit sy seile uit. Dan val die hele argument plat, en dan staan nie vuurwerke nie. Ek het dit al, daai speelietjie 'n paar keer gespeel, dan wil ek my doodlag vir die reaksie wat plaasvind. Want iemand is reg om die vuis in te lê, en dan skielik, dan sê jy vir hom, maar meneer, jy is 100% reg, ek sien in wat jy sê, en dan herhaal jy van sy woorde, op 'n mooi manier. En dan het hy nie meer 'n vyand om teen te veg nie. Hier is sulke waarhede hierin. Maar dit is moeilik as ons emosies ons so opjaag, dis nie 'n speelietjie wat jy speel nie, dis die Gees van die Here wat jou lei, om sag te antwoord. Omdat julle weet dat julle hiertoe geroep is, sodat julle seën kan beerwe. Die Here roep ons om hom te dien. Hy roep ons om 'n sagte antwoord te gee, soos Spreuke 15 vir ons sê. En ek kan net sê, waar ek onthou het om dit te doen, het die seën van die Here daarop gerus. Waar ek my eie ding gedoen het en self probeer bewyse dat ek reg het, het ek volsla misluk en moes ek later om vergifnis gaan vra. In ons gebedsfoto is van 'n huis. Nou ek weet nie wat u droomhuis is nie, maar die Here sê ek gaan om vir julle wonings te berei, en as ek gegaan het om vir julle wonings te berei, kom ek weer en sal julle na my toe neem. En ek weet nie watter droomhuis u in die gedagtes het nie, maar die Here werk aan 'n plekkie vir u en vir my. Kom, laat ons die regte keuses maak, dat ons daar, in die droomhuis wat ons sal verbaas. Ek wil graag sien, hoe lyk die huis wat die Here vir my beplan het. Kom ons bid saam. Vader in die hemel, hier op aarde so dikwels, dan
gebruik ons spierkrag om te oorwin. Ons gebruik argumente om ons vyand plat te slaan. En partykeer gebruik ons sommer net geweld, deur woord en daad. Ons bid dat U daardie gevegsstrategie uit ons sal uitneem en dat U Gees vir ons woorde sal gee, wat die grimmigheid sal afkeer en wat stilte en vrede sal bring, dat ons sal saamleef en saam U naam groot maak. Dankie vir U voorbeeld vir ons, vir die voetspore van Jesus. Amen.